Hi daar, goeiemôre julle almal. Mense, ek het 'n interessante ondervinding hierdie week gehad en dit gaan oor die weer en weervoorspelling. Weet dit was op 'n dag gewees, ek het 'n tuin waarvoor ek baie lief is, ek het 'n groentetuin waarvoor ek baie lief is en ek het 3 watertankie hier by die huis want jy weet munisipale water is te duur. En toe begin hierdie tanke nou leeg te raak en al wat ek die laaste tyd doen is ek hou net die weer dop, weet en dan ek so ongelukkig as daar nou nie 'n reentekentjie op is nie, want ek wil reën hê, want my tanke moet volkom en my plante gaan doodgaan om dit nou so te stel. En toe nou, ek dink dit was Dinsdag aand, daar was geen voorspelling van reën gewees nie. Dit mense, dit was eintlik Maandag aand, ja, daar was geen voorspelling van reën gewees nie. En die volgende oom, toe kom jy 'n donderstorm hier oor uit en nag, iets wat ons nie eintlik gereeld kry nie, donderweer is nie deel van wat ons kry nie, en ja, die volgende toe val daar so by reën uit, en al 3 my tankies die volgende oggend vol. Okay. Nou kan jy sien wat het dit met die Bybel en met hierdie dinge uit te waai. Nou, in die boek van Henog, nou net die agtergrond van Henog. Henog is die 7de generasie na Adam gewees, en dan om en by die 7de generasie voor Noag, as ek nou so vinnig dink, maar dis nie so belangrik nie. Nou, bitter min is van Henog bekend in die Bybel self. Alhoewel daar 'n boek van Henog is, wat een van die apokriewe boeke is, en ek wil vanoggend uit hom aanhaal, uit hierdie spesifieke boek. Hy lyk nou so. Dis die boek van Henog, maar in elk geval. En iets wat my laat dink het oor hierdie reën, wat ek gehoop het op 'n weervoorspelling en eintlik nie gebid het tot God vir reën nie. Nou, ek gaan nou ietsie agter die skerms gou aanhaal. Want Henog skryf in sy boek, dit is 'n ongelooflike boek om te lees. Partykeer die mekaar vir my onsaamhangend en so, maar tog 'n goeie boek om te kry. Henog beskryf die periode wat die gevalle engele na die aarde toe gekom het en natuurlik met omgang gehad het met die vrouens van die aarde en reëse gebaar het. Daai tipe goeders omskryf hy baie goed. Dit word vlugtig in die Bybel genoem, maar die omskrywing van wat gebeur het en selfs wie hierdie engele was wat aarde toe geval het. En dis wat vir my so interessant is. Nou, hierdie engele het nie net gekom en reëse gehad nie. Hulle die mens van goed geleer wat ek persoonlik glo, ek dink nie God wou gehad het ons moet weet nie, want ons sou dit geweet het. Dit sou nie nodig wees om van 'n gevalle engel iets te hoor nie. Want 'n gevalle engel is ou die verkeerde uit wat in opstand gekom het teen God. Hulle so Satan. So enigiets wat hulle jou leer is iets wat God nie wou gehad het jy moet weet nie. So ek gaan nou so vlugtig gaan ek net so 2 stukkies lees eintlik. Oor wat ons gelees het. Ek gaan eintlik net oor 2 ouens lees. Die eerste wil ek net as inleiding gee wat die gevolg van sy lesse was en dan wil ek die tweede wil ek spesifiek praat oor die weer. Nou dis in Henog 8. Die boek is ook geskryf in verse, so dit is in vers 1. En Azazel, dis die naam van hy was een van die hoofleiers gewees. Daar was ek dink 10 hoofleiers van hierdie gevalle engele. En Azazel het die mens geleer om die swaarde te maak en messe te maak en skilde en borsplate, en hy het hulle oor die metale van die aarde onderrig en die kuns geleer om dit te smee. Ook het hy hulle gewys hoe om armbande en ornamente te maak, metaal te verglans, hulle ooglede te versier, baie interessant, hulle ooglede te versier, en hulle ook ingewy in al die soorte kosbare gesteentes met hulle kleurtinte. Okay, so hierdie het gekom en hy het ons geleer hoe om wapens te maak eintlik, hoe om goud te ontgin, hoe om diamante te ontgin en natuurlik om hulle ooglede te smeer. Natuurlik dit is hoe maak jy jouself mooi en hoe maak jy jou op en hoe maak jy jou aantreklik dan nou vir ander mense. Maar nou luister gou, wat was die gevolg van sy les? En daar het, dis in vers 2, en daar het groot goddeloosheid ontstaan en hulle het begin hoereer en hulle is verlei en het korrup geraak in al hulle weë. Is nie interessant nie? Hoe werk die mooi maak proses in ons land deesdae? Word 'n karry verkoop met 'n pragtige meisie agter die stuur nie, of 'n halfkaal girl wat oor die bonnet lê, as ek dit so kan stel nie. Die seksualiteit. En dis alles goeders wat vir ons geleer is. Ons kan aandag oor praat, ek bedoel aborsie kom uit hierdie boek uit. Dis die eerste keer in die mens geleer uit hierdie werke vir hierdie mense. Maar nou wil ek kom by die ander persoon. Okay, so die eerste ou was nou Azazel. Ag man, almal se detail is hier. Maar hier is my interessant. Ezekiel, ek neem aan as jy dit uitspreek, het die mens geleer aangaan die kennis van die wolke. Is dit nie interessant nie, want
'n mens kan nou sê, maar okay, hoe bad is dit? Laat ons weet van die wolke en die buiteste ruimte. Ek meen, hoe bad is dit? Die feit van die saak is, soos ek myself nou die dag skuldig gemaak het daaraan, het ek opgehou vertrou op God vir reën. Ek bid nie meer tot my God en my Vader en ek sê, Vader, asseblief kan ons uit reën kry nie. Nee. Ek kyk, wat is die volgende week se reënvoorspelling, en dan sien ek, daar's geen reën nie, en dan word ek sommer depressief daaroor, en dink myself, waar is die reën, waar gaan die water vandaan kom? Ek bid nog steeds nie, ek hoop dat môre, as ek die weer oopmaak, dan is daar iewers 'n wolkie in sig. En hier kom hierdie wonderlike Vader van ons, maandag aand, die weervoorspelling sê, daar's geen weer wat op pad, 'n reën op pad is nie. Om die waarheid sê, dit sou gisteraand volgens die voorspelling gereën het, dit het nie. Maar maandag aand toe hulle sê, dit sal nie reën nie. Toe kom my wonderlike Vader en hy sê, dit reën wanneer ek dit laat reën. Nie van 'n weervoorspelling vir julle dit leer nie. Jy sien, wat hierdie gevalle engele gekom het, hulle het ons geleer om nie meer afhanklik van God te wees nie. Ek is afhanklik van myself, want die rede hoekom ek afhanklik van myself is, want die weervoorspelling sê wanneer dit reën. Dit help nie om tot God te bid nie. Dit is hoe ons geleer is. So mense, ek noem dit hierdie sommer net so 'n stukkie vir interessantheid. Ja, 'n baie interessante boek, weer eens van die apokriewe. En net 'n interessante dingetjie ook natuurlik van Henog. Hy is ook die een van 2 persone wat lewendig in die hemel opgeneem is, nê. So op die einde van die dag is hy een van die 2 getuienis, heel moontlik, wat gaan terugkom. So, ek noem dit maar net vir julle, die ander persoon natuurlik Elia. So daar's 2 mense op hierdie stadium nog in 'n lewende vlees soos wat ek en jy het in die koninkryk van God, en God hou hulle in die lewe daarso, en hulle sal terugkom en hulle sal die 2 getuies wees. Ja, dit is fantasties, maar dis nou iets van Openbaring, sommer net so vir interessantheid. Mooi dag julle, bye bye.